Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Het is vandag Vrydag, die 21ste Augustus 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: plaasaanval op Messina, boer 67 jaar oud, beseer en beroof. Nog berigte: voormalige ANC burgemeester in Knysna doodgeskiet. Noord-Korea lanseer meer as 10 missiele. Stommers in die bulle pak mekaar op Loftus in Curriebeeker wedstryd vanaand. Suid-Afrika en Aussies speel gelykop in Wêreldbeker in groepfase in België. Dave Rennie glo sy All Blacks het 'n kans teen die Bokke. 'n 67-jarige boer en huiswerker is na bewering helder oordag tydens 'n plaasaanval in die Messina gebied oorval. Volgens die beskikbare inligting is die boer met 4 wapens aangehou terwyl die aanvallers toegang tot die huis verkry het. Die aanvallers het daarna die kluis oopgemaak en verskeie vuurwapens buitgemaak. Die totale waarde van die gesteelde wapens word op ongeveer R50.000 beram. Die voorval beklemtoon weer die ernstige veiligheidsrisiko wat boere en plaaswerkers in ver afgeleë gebiede in die gesig staar. Die feit dat die aanval helder oordag plaasgevind het, wek ook kommer oor die toenemende vermetelheid van gewapende rowers. 'n Polisieondersoek is na die voorval van stapel gestuur om die gesteelde vuurwapens op te spoor. Die motief vir die aanval en of die verdagtes deel van 'n groter georganiseerde misdaadnetwerk is, sal deel van die ondersoek wees. Geen verdere besonderhede oor moontlike beserings of arrestasies is in die beskikbare inligting bevestig nie. Die polisie doen 'n beroep op enige iemand met inligting oor die aanval of die gesteelde vuurwapens om dit aan die owerhede te gaan rapporteer. Die voormalige burgemeester van Knysna en ANC wijkraadslid Albert Zengwa is op die ouderdom van 48 jaar doodgeskiet. Zengwa was woensdag aand 19 Augustus op pad huis toe in die Joodse kampgebied toe 'n onbekende gewapende man die voertuig genader en losgebrand het. Volgens die polisie het Zengwa verskeie skietwonde aan sy kop en bolyf opgedoen en is op die toneel doodverklaar. Een van die passasiers in die voertuig is ook in die arm geskiet en moes hospitaal toe geneem word. Die polisie ondersoek die saak as moord en 3 aanklagte van poging tot moord. Die motief vir die aanval is nog onbekend en geen arrestasies is tot dusver aangekondig nie. Zengwa was burgemeester van Knysna vanaf Augustus 2022 tot Februarie 2025. Hy het later weer as ANC wijksraadlid vir wijk 8 gedien. Sy dood het 'n skok en kommer in die Knysna gemeenskap veroorsaak, terwyl hy ook vrae ontstaan oor die moontlikheid van politieke geweld. Die ondersoek na die moord duur voort. Noord-Korea donderdag 20 Augustus, meer as 10 kort afstand ballistiese missiele vanuit die gebied rondom Pyongyang na die Oosee gelanseer. Volgens Suid-Korea se weermag het die missiele ongeveer 300 km gevlieg voordat hulle in die see geval het. Die Suid-Koreaanse en Amerikaanse intelligensiebeamptes ontleed steeds presies watter tipe missiele Noord-Korea gebruik het. Die lanserings kom te midde van die gesamentlike militêre oefeninge tussen die Verenigde State en Suid-Korea. Oefening is vanjaar verkort en verklein, maar Noord-Korea sê die verandering maak volgens hom geen wesenlike verskil aan wat sy as provokasie beskou nie. Suid-Korea die missiellanserings veroordeel en sy militêre toesig en gereedheidsvlag verhoog. Die Verenigde State, Suid-Korea en Japan deel ook inligting oor hierdie lanserings. Die jongste optrede verhoog weer spanning op die Koreaanse skiereiland. Dit is veral opvallend omdat Amerikaanse president Donald Trump onlangs aangedui het dat hy later vanjaar weer met Noord-Koreaanse leier Kim Jong-un wil praat. Noord-Korea het egter nog nie amptelik kommentaar gelewer oor die jongste missiellanserings nie. 3 buitelandse burgers is in die Oos-Kaap in hegtenis geneem nadat owerhede op 'n groot hoeveelheid onwettige perlemoen beslag gelê het. Die 3 verdagtes, tussen 28 en 45 jaar oud, is op Woensdag 19 Augustus tydens 'n gesamentlike operasie in hegtenis geneem. Die operasie was gemik op die bekamping van die onwettige handel in perlemoen. Volgens die polisie het die beslaglegging perlemoen ter waarde van ongeveer R5 miljoen ingesluit. Die ondersoek fokus nou daarop om vas te stel waar die perlemoen vandaan kom en wie moontlik deel is van hierdie groot onwettige handelsnetwerke. Perlemoen is 'n beskermde mariene hulpbron in Suid-Afrika en onwettige stropery en handel daarin is 'n ernstige omgewingsmisdaad. Die polisie en ander wetstoepassingsagentskappe sê operasies teen perlemoenstropery sal voortgaan aangesien georganiseerde misdaadgroepe groot bedrag geld uit die onwettige handel verdien. Die stryd om die Premier Foods inmaakfabriek in Tulbagh van sluiting te red duur voort, maar vakbonde en ander belanghebbendes waarsku dat 60 dae eenvoudig te min is om 'n moontlike ramp vir die dorp se ekonomie te voorkom. Die fabriek wat as Fruit Products Western Cape, oftewel
FPWC bedryf word, is vroeër vanjaar deur Premier Foods verkry na die maatskappy se oorname van Rhodes Food Group. Die aanleg verwerk onder meer perskes, beer en appelkose. Premier Foods het 'n artikel 189 konsultasieproses begin oor die voorgestelde sluiting. Die maatskappy sê die besigheid is nie meer ekonomies volhoubaar nie, met faktore soos stygende produksiekoste, prysdruk en afname in wêreldwye vraag na ingemaakte vrugte. Sowat 90% van die fabriek se ingemaakte vrugte word uitgevoer. Vakbonde en ander rolspelers wil hê daar moet meer tyd gegee word om alternatiewe te ondersoek, insluitend moontlike besigheidsredding. 'n Oop brief is ook aan die Premier Foods gerig vir 'n versoek dat die maatskappy nie die aanleg moet sluit nie. Die groot vraag is nou of die konsultasieproses wetlik genoeg tyd sal bied om 'n oplossing te vind voordat die fabriek se bedrywighede beëindig sal word. Eskom het oor die jare 'n besonderse probleem met afwykings van normale verkrygingsprosesse gehad. 'n Historiese verslag van die nasionale tesourie het byvoorbeeld getoon dat Eskom in die 2017 boekjaar die grootste bedrag van verkrygingsafwykings gehad het, ongeveer 31,3 miljard rand. Dit is egter belangrik om tussen 'n verkrygingsafwyking en 'n onreëlmatige of korrupte kontrak te onderskei. 'n Afwyking beteken nie outomaties dat korrupsie plaasgevind het nie. Daar kan wettige redes wees waarom 'n instelling van die normale tenderprosesse afwyk, hoewel groot of herhaaldelike afwykings natuurlik 'n rooi vlag kan wees. Eskom se verkrygingspraktyke bly intussen onder die vergrootglas. In Junie 2026 het Eskom bekend gemaak dat 'n onafhanklike ondersoek na die dieselverkryging en bergingskontrakte onder meer vir die tender voltooi is. Die maatskappy het dissiplinêre optrede teen bepaalde verkrygingsamptenare begin. Die DHL Stormers se 15-tal kom vanmiddag, Vrydag 21 Augustus, teen die Vodacom Blue Bulls se 15-tal in aksie in 'n belangrike Carling Currie-beker wedstryd op Loftus Versfeld in Pretoria in aksie. Die wedstryd skop om 17:05 af. Die Stormers se stand 6de op die punteleer met 11 punte, terwyl die Vodacom Bulls onderaan die punteleer lê met net 4 punte en steeds wag vir hulle eerste oorwinning van hierdie veldtog. Vir die Stormers is dit 'n baie belangrike wedstryd, want 'n oorwinning kan hulle nog nader aan die top 4 en 'n plek in die uitspelrondes bring. Die Bulls daarenteen moet begin wen as hulle nog 'n kans wil hê om die seisoen om te keer. Die Bulls het wel tuisvoordeel en Loftus kan 'n moeilike plek wees vir enige besoekende span. Hulle het egter reeds 5 wedstryde verloor en sal vanaand onder groot druk wees. Suid-Afrika se manshokkiespan het 'n indrukwekkende 2-1 gelykop uitslag teen Australië behaal in hulle laaste groepwedstryd van die 2026 FIH Hokkie Wêreldbeker in België. Die wedstryd het 'n harde en fisieke stryd geëindig, met Suid-Afrika wat Australië se perfekte rekord in die groep beëindig het. Die Suid-Afrikaners het gewys dat hulle met een van die wêreld se sterkste spanne kan meeding. Australië het voor sy wedstryd sy eerste 2 groepwedstryde gewen, maar moes uiteindelik met 'n gelykop uitslag tevrede wees. Die 2-1 uitslag gee Suid-Afrika sy eerste punt vir hierdie toernooi, terwyl Australië sy groepfase onoorwonde met 7 punte afsluit. Die Springboks skramskakel Emrose Papier is een van die groot wenners by die Vodacom Blou Bulle jaarlikse prysuitdeling aangewys. Papier het die Players Player of the Year en die Senior MVP Player of the Year toekennings ontvang vir sy uitstekende 2025-2026 seisoen. Dit is 'n verre erkenning vir die merkwaardige seisoen waarin Papier ook as die Suid-Afrikaanse URC-speler van die seisoen aangewys is. Hy het 9 drieë in 'n gewone URC-seisoen gedruk en was een van die Bulle se belangrikste aanvallende wapens. Papier se uitstekende vorm het hom ook terug in die Springbokspan gekry, nadat hy vir jare lank nie vir Suid-Afrika gespeel het nie. Vir die 29-jarige skramskakel is die Bulls toekennings 'n verdere beloning vir sy konsekwentheid, harde werk en die groot bydrae tot die span se suksesse. Die All Blacks afrigter Dave Rennie bly positief oor sy span se kanse om die Springbokke môre, Saterdag 22 Augustus, op Ellis Park in Johannesburg die stryd aan te sê. Rennie erken dat die Springbokke op eie bodem 'n enorme uitdaging is, maar hy glo die All Blacks het genoeg kwaliteit en selfvertroue om goed op te weeg teen die wêreldkampioene. Hy beklemtoon veral die belangrikheid van geloof, dissipline en akkuraatheid wanneer die intensiteit van toetsrugby aansienlik verhoog. Die All Blacks kry ook 'n groot hupstoot met Will Jordan en Cam Roigard wat van beserings herstel het en in die beginspan ingesluit is. Damian McKenzie is ook fiks verklaar en sal op heel agter begin. Rennie weet egter dat Ellis Park een van die moeilikste plekke is om teen Suid-Afrika uit te draf. Die Springbokke staan op 'n 12-wedstryd wenreeks en Suid-Afrika het 5 van hulle laaste 6 wedstryde teen Nieu-Seeland gewen, maar die All Blacks afrigter glo sy span moet nie deur die reputasie van die Springbokke geïntimideer word nie. Die boodskap uit Nieu-Seeland kamp is duidelik: hulle kom nie Ellis Park toe om net deel te neem nie, hulle kom om te wen. Die Suid-Afrikaanse Protea vroue krieketspan toer volgende maand vir die eerste keer na Zimbabwe vir 'n 5-wedstryd
T20 reeks teen die Zimbabwese vrouespan. Die reeks word van 11 tot 19 September in Bulawayo gespeel met al wedstryde by die Queen Sports Club. Dis ook die eerste senior vroue T20 reeks tussen hierdie twee lande. Die wedstryde is geskeduleer vir 11, 13, 15, 17 en 19 September. Laura Wolfhard sal die Proteas weer aanvoer. Sy het ook 'n nuwe voorkoms met 3 spelers vir die eerste keer vir die T20 span gaan opgeroep word. Caitlin Wijngaard, Nthabise Ndini en Luyanda Nzuza is in die span ingesluit vir Zimbabwe se groot geleentheid om teen van Afrika se sterkste vroue kriekespanne te kan speel. Vir die Proteas by die reeks weer 'n kans om jonger spelers internasionale ervaring te gee. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 15:30, Polokwane 12:26, Lephalale 14:30, Mbombela 12:30, Mahikeng 12:29, Pretoria 15:27, Johannesburg 16:25, Ermelo 10:25, Kalahari 17:33, Gaborone 15:30, Richards Bay 15:27, Pietermaritzburg 11:25, Durban 16:23, Port St Johns 14:22, Pongola 14:29, Maputo 17:29, Bethlehem 10:24, Bloemfontein 11:26, Allewal Noord 12:26, Welkom 13:28, Vryburg 14:30, Kimberley 15:30, Appington 14:34, Prieska 14:30, Springbok 8:30, Karasburg 15:31, Keetmanshoop 18:34, Mariental 15:33, Alexanderbaai 10:19, Brandvlei 13:31, Loederesbaai 14:28, Vredendal 9:28, Kaapstad 11:21, Sutherland 7:23, George 8:21, Jeffreys Bay 10:18, Gebarra 9:20, Graaff-Reinet 7:19, Kaaphooglaas 7:16, De Aar 12:27, Montino 9:23, Beaufort Wes 10:23, Oos-London 11:21, Mabalane 17:32. Ons verkorte weerberig vir vandag: Gauteng sonskyn en warm, Mpumalanga mis langs die plateaurand vroegoggend, daarna sonnig en warm. Limpopo oggendmis in die sentrale dele, daarna sonnig en warm. Noordwes sonnig en warm. Vrystaat helder en koel tot warm. Noord-Kaap sonnig en warm tot baie warm. Die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk, veral in die suide, meestal droog. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk met kans op enkele buie. Die Wes-Kaap gedeeltelik bewolk in die suide, andersins meestal sonnig en droog. 'n Waarskuwing: baie hoë brandgevaar word verwag in dele van die oostelike Noord-Kaap, suidelike Vrystaat en noordelike Oos-Kaap. Kortliks 'n meestal sonnige en warm dag oor die binneland met oggendmis in dele van Mpumalanga en Limpopo en 'n moontlikheid van enkele buie in KwaZulu-Natal provinsie. Ons markaanwyser vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.13 teenoor Amerikaanse dollar. Die pond kos R21.98. 'n euro verhandel teen R18.82. Die Australiese dollar kos R11.47. 'n yen kos 10 sent. Die prys van platinum is $1,839. Palladium se prys is $1,337. Goud se prys per fyn ons is $4,506. Silwer se prys is $67.97. Die prys van Brent olie is $91.62. Gedagte vir die dag: moenie wag vir 'n perfekte dag om gelukkig te wees nie. Maak vandag 'n goeie dag deur dankbaar te wees vir dit wat jy het, vriendelik te wees teenoor ander en met moed vorentoe te stap. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en naweek word vir almal toegewens en baie sterkte vir die Springbok span vir môre se wedstryd.